en afsluitings wat plaasvind. En julle moet verskoon as ek nou vandag met die mic so 'n bietjie gaan rondbeweeg. Maar ons besef dis die einde van die jaar. En ek besef dat ek besig is om oud te word. En dis nie wat almal wil erken nie, maar dit is so. Elke jaar sien ek my kinders groter word. Ek sien my kleinkind al hoe groter word. Nou dat hy kan loop, hardloop by die hele wêreld vol. En ek kan net die Here loof en prys dat hy my gespaar het tot nou toe. Want die ouderdom wat ek is daar baie mense wat nie daai ouderdom bereik nie. En dit kom alles van hom af. Maar ek besef 'n ander ding. Ek besef dat ons wêreld 'n gou wêreld begin raak het. Alles is gou. Ek gaan gou die kinders by die skool haal. Ek gaan gou dorp toe. Ek gaan gou kerk toe. Ek gaan net gou dit doen. Wanneer het dit gebeur? Wanneer het ons wêreld so vinnig geraak dat ons die sin van die lewe begin mis het? Ons almal is vasgevang in 'n gou wêreld. Ek en Toinette staan in 'n takeaway so 'n paar jaar terug in 'n kidswinkel, kidskoswinkel. En die mense is baie vinnig, hulle is nogal redelik vinnig met hulle bediening. En daar kom 'n vrou in en sy is so ongeduldig. Toe sy inkom, toe kan ek al sien sy is ongeduldig. En sy het sleutels in haar hand en sy tap dit so op die counter. En sy kom staan daar langs ons waar ons sit en wag en ons het so 'n buzzertjie wat moet afgaan as die kos reg is. En sy het daai ding getap dat ek later gedink het hy gaan breek. So of hy gaan vinniger bas. 2 maande later is ek en Toinette in die Kaap met vakansie en ons staan in 'n winkel en groot op die winkel se muur staan good food takes time to prepare. If you want cheap food, en die winkel waar ons was, sy naam. En ek dog, soos nie almal soos daai vrou nie. Soos nie almal een of ander tyd soos daai vrou wat so ongeduldig raak met die Here nie. Here, dit moet nou gebeur, dit moet gou gebeur. Waarom vat U so lank? Intussen is God besig om ons voor te berei. Om ons vir 'n lewe voor te berei wat ons nog nie van weet eers nie. Hoe wonderlik is dat God vir ons voorsien voordat ons dit nodig het. Het julle dit al agtergekom? Dat God vir ons voorsien voordat ons dit nodig het, voorsien God reeds. Seker of nie seker nie, die wysste man wat nog ooit geleef het, Salomo, sê, wanneer God die huis nie bou nie, bou die wat die huis bou te vergeefs. Wanneer God die huis nie bewaak nie, bewaak die wat die huis bewaak te vergeefs. Die belangrikste woord is nie huis nie, die belangrikste woord is nie stad nie. Die Bybel sê stad. Die belangrikste woordjie is te vergeefs. Want te vergeefs stoei ek en jy teen die wêreld. Te vergeefs stoei ek en jy om te bly staan. God alleen kan ons ophef. God alleen kan ons staande hou. Waar is jou hoop vanoggend? Is dit nog op God? Vertrou jy nog werklik op God die Vader? Of wil jy gou 'n oplossing hê vir jou probleme? Ek lees dan Psalm 127, net vers 1. As die Here die huis nie bou nie, soeg die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm te vergeefs. Die prediker, skrywer sê, alles kom tot niks, alles is 'n gejaag na wind. Ons almal jaag daarna. Ons almal jaag
om 'n beter lewe te hê hier op aarde. 'n Beter huis, beter klere, 'n beter kar. Maar op die einde van die dag is dit 'n gejaag na wind. Dis onlangs begrawe ek 'n persoon en sy familie sê vir my, hulle wens hulle kan net nog 10 minute saam met hom hê. En ek sê, ek wens ek kan dit vir die wêreld vertel wat julle nou vir my sê. Want wat was die laaste woorde wat ons vir ons geliefde gesê het, voordat hulle hierdie wêreld verlaat het? Ek het nog van niemand gehoor wat sê, ek wens my geliefde het vroeër gegaan nie. Nee, ons sal almal nog tyd saam met hom hê. En dan moet ons so leef, dat ons weet ons gaan hom weer eendag sien. Salomo praat hier nie van 'n fisiese huis nie, hy praat van 'n lewenshuis. Jou lewenshuis. As jy die fondasie gelê het met Jesus Christus, wat vir ons gesterf het aan 'n kruis, sodat ons die ewige lewe kan hê. Nie wanneer ons eendag sterf nie, maar juis nou, terwyl jy nog leef. Al wat jy moet doen is, jy moet vir Jesus sê, hier is ek. Ek gee my oor aan U. I'm fully surrendering to you, God. Wanneer ons stil word voor die Here, en besef, dis net die Here wat ons lewenspad kan vir ons bou, en op ons eie dinge doen. Jy kan baie planne hê. Die persoon wat ek die donderdag begrawe het die maandag toe hy opgestaan het, planne gehad. Hy het vir sy vrou tee voor haar bed gelos. Toe sy wakker word, sy tee daar. Hy het planne gehad vir die naweek. Jy kan die blauwdruk hê, jy kan die argitek wees van jou lewe. Dit beteken nie, dit gaan suksesvol wees nie. Jy kan hard werk, dit beteken nie, jy gaan genoeg hê nie. Slegs, wanneer God die fondasie in jou lewe is, sal jou lewe nie in mekaar stort nie. 1 Korintiërs 3 vers 11 sê, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Die vraag aan elkeen van ons vanoggend is, op watter fundament bou jy jou lewe? Jou eie wysheid? Jou eie loopbaan? Jou kennis? Jou vriende? Op jou kinders? Op jou finansies? As jy hom nie op God bou nie, dan sit te vergeefs. Dan bou jy jou lewenshuis op sand. En sonder 'n fondasie kan jy nie bly staan nie. As jy huis bou, is die fondasie die heel belangrikste. As die dak lek, kan jy nog daar woon. As daar 'n vensterstuk in is, kan jy nog daar woon. As die mure kraak, kan jy daar woon. Maar as die fondasie kraak, moet jy die huis verlaat. Is God vanoggend werklik jou fondasie? Of is jou besigheid jou fondasie? Is jou kinders jou fondasie? Wat is vanoggend jou fondasie? As jy jou besigheid op geloof bou, sal dit 'n sukses wees. Maar as jy jou besigheid op gierigheid bou, gaan hy een of ander tyd in mekaar stort. As Christus nie die bouer is nie, bou jy te vergeefs. Jesus sê in Matteus 7 vers 24 tot 27, wie my woorde hoor en daarna doen, is soos 'n man wat sy huis op 'n rots gebou het. Die storms kan kom. Die feit dat jy jou huis op 'n rots bou, sê nie dat daar nie storms in jou lewe gaan wees nie. Daar gaan. Maar jy staan vas in daai storms. Want die storms kan jou nie beweeg nie.
Vanoggend stap ek in en ek's moeg. Ek voel dit. En toe ons daar bid, toe sê hulle vir my, Jacques, kom staan hier in die middel, want dis nie net fisiese moegheid nie. Mense raak ook geestelik moeg. En weet julle wat? God voorsien reeds. En dis hoekom ons kerk toe kom. Vir jou boeties en jou sissies, om jou op te lig. Want God voorsien, want my fondasie is God. Almal met 'n ring aan die vinger. Maak so. Waarvoor is daai ring? Wat beteken daai ring? Wat beteken daai ring? Dat jy getroud is. Dis 'n belofte, dankie. Dis 'n belofte van liefde. Hoekom is 'n ring rond? Want daar's geen begin en daar's geen einde aan die liefde wat jy vir jou man of jou vrou het nie. Net so is daar geen einde aan die liefde wat God vir jou het, wat vanoggend hier sit nie. As jy dit nie glo nie, gaan lees Johannes 3 vers 16 en kyk wat beteken God se liefde. Salomo gaan verder. Hy sê, as die Here die stad nie bewaar nie, wak die wat hom bewaar te vergeefs. Hoe beskerm ons onsself? Wie se huis is nie vanoggend gesluit nie? Sal seker net myne wees, want ek en Tonet het net vergeet. Ons ry so 'n paar jaar terug, ry ons Kaap toe. Dis maar waar ek vakansie hou. En toe ons aan die ander kant Kroonstad is, toe sê Tonet, sy dink sy het vergeet om die huis te sluit. Ek sê vir haar, bel jou pa. Sy sê, ja, okay, dis nou 'n bietjie vroeg. Ek sal hom bel sodra die son op is. Ons is net so aan die ander kant Bloemfontein toe bel, sê my skoonpa en sê vir hom, pa, ons het vergeet om die huis te sluit. Ons reken, die sleutel is binne in die deur. Kan pa hom asseblief net vir ons gaan sluit? Hy sê nee, dis reg. Hy ry die middag so 12 uur se kant om die huis te gaan sluit. Hy bel ons, hy sê, julle het nie die huis gesluit, julle het nie die deur toegemaak nie. Maar God het ons huis beskerm. Want niks was uit ons huis uit nie. Want God was daar. My seun het natuurlik 'n ander ding. Hy sê, as die deur oop staan, sal niemand inkom nie, want hulle dink as mense by die huis. Wanneer God jou beskerm, het jy nie die wering nodig nie. Het jy nie alarms nodig nie. Want God is met jou. Volgende wil ek jou vraag vir, wie bewaar jou goed? Wie bewaar jou gesin? Wie hou jou veilig? Want ons kan probeer om onsself te beskerm en ons kan probeer om onsself te behou. Maar wanneer God nie daar is nie, doen ons dit te vergeefs. Ja. Dit is slim om jouself te beskerm. My vrou het my kinders geleer om as hulle in die kar klim, dan sluit hulle die deure. Ons is nog nooit gehijack of enigiets nie, maar ons het dit geleer van kleins af om die deure te sluit. Ek bly gelukkig op 'n baie veilige plek en ja, ons is baie keer agterloosig wat dit aanbetref. Julle wat in die dorp bly, dink anders. Ons kan maklik ons deure ooplos, want ons is redelik beveilig. Maar dit beteken ook dat ons weet hoe getrou God is. Hoe hy ons bewaar, hoe hy ons behoed. Ons almal is besig om iets te bou, 'n huis, 'n loopbaan, 'n gesin, 'n toekoms. Maar die vraag is, aan wie hou jy vas terwyl jy bou? Wie vertrou jy? Baie mense probeer vandag 'n lewe bou sonder om God in te sluit. Hulle sê, ek sal self 'n plan maak. Hulle vertrou op hulle kennis, hulle geld, hulle vaardigheid. Maar Salomo sê, dis te vergeefs. Mag ek en jy besef
Dat ons vanoggend God nodiger het as ooit van tevore. En môre besef dat jy God nodiger het as gister. Want gister is verby. My vrou stamp so 3 jaar terug reverse sy by die werk uit en sy stamp die kar. Sy kom by die huis en ek sien sy is bewe en ek sê, wat gaan aan? Sy sê, ek het die kar gestamp. Ek sê, en sy kyk, sy is verbaas. En ek gaan aan, ek was besig om kos te maak. Nou weet julle almal, ek maak die kos in die huis. En sy sê, gaan jy nie kykie? Ek sê, ek is nou besig met die kos. As die kos klaar is, gaan die kar nog steeds gestamp wees. Ja, sê sy. Ek sê, dan is daar geen nodigheid dat ek nou moet gaan kyk nie. Na die tyd sê sy vir my, Jacques, ek kan sien jy het verander. Want 'n paar jaar terug sou jy gevloek en geskel het. Maar God verander jou wanneer jy 'n fondasie het. En my ouers het vir my 'n fondasie gelê van God. Van kleins af het hulle my geleer dat God die een is op wie jy moet vertrou. Ek ry en my seun ry Hartenbos toe en ons ry daar oor die Outeniqua pas en dit reën en daar sit 'n vrou wat so op sy agterkant van die kar ry. En ek sê vir hom, stadiger Sander, jy gaan te vinnig om hierdie draaie. Nee. En toe ons op die laaste draai moet kom, gly die bakkie. Sorry, Hilux. En hy draai sulke 3 tolle binne in die aankomende verkeer in. Ons stop fisies teen die berg. En ek sê vir hom, gaan jy afry of moet ek? Hy sê, nee, sal papi. En ek klim in die kar, sy 3 vriende sit agter in die bakkie tjoepstil. En toe ons so afry, toe sê ek vir hulle, wie van julle het nou iets geleer uit hierdie les? En die van Nel sê, oom, as oom praat, moet ons luister. Ek sê, as God praat, moet ons begin luister. Want God waarsku ons ook, ry stadiger, wees stadiger, kom na my toe. Psalm 46 sê, bedaar en erken, ek is God. Is dit nie weer tyd dat ons net bedaar en erken, God is in beheer van ons lewens nie. Net oorgee aan hom nie. En hy gaan mense stuur in jou lewe, om jou op te lig, as jy nie eers weet jy's in 'n gat nie. So 'n paar weke terug, stap ek hier uit by die kerk, en Barry sê vir my, dis verby. Ek sê, wat's verby? Hy sê, 5 weke lank was jy in 'n gat. Hy sê, maar dis vandag verby. God het gesê, dis verby. Ek dog, okay. So eentjie verder kry ek vir Tessa. Tessa sê vir my, jy weet ek en Barry bid al 5 weke lank vir jou. Ek sê, ag, dankie. Hulle weet iets wat ek nie weet nie, want ek weet nie van die gat wat ek in is nie. Ek kom by die huis, die Dinsdag na kerk, dit was die Sondag. Die Dinsdag kom ek by die huis, en ek blaai deur my dagboek, en ek vertel nou vir Devine, of ek die hele groep vertel. Ek sê vir hulle, presies 5 weke terug, op die dag wat hulle vir my gesê het ek begin negatiewe inskrywings in my dagboek maak, sonder dat ek dit eers besef het. En die Saterdag aand, toe ek in my dagboek skryf, toe skryf ek positief. Want dit is verby. Want God het voorsien, want my lewe is gebou op God, op Christus. Baie ouers probeer hulle kinders leer om sterk te staan in hierdie wêreld. Maar as God nie die fondasie van daardie huis is nie, dan bly die kind later sonder rigting, sonder sekerheid, sonder vrede. Want dit is net God wat ons kan vrede gee. Wie van julle se kinders het nog nie afgedwaal nie? Steek op die hand, want ek wil daai kind gaan ontmoet. Maar weet julle wat? Omdat die fondasie gelê is, sal hy terugkom na God toe. Want God eerste. Wanneer ek 'n paartjie trou, wanneer ek met 'n paartjie
voor huwelikse klasse het, sê ek altyd vir hulle, ek vra die vraag vir hulle, elkeen apart, is jy werklik 'n kind van God? En hulle antwoorde verskil baie keer. En dan vra ek vir hulle, is jou geliefde, die een waarmee jy gaan trou, 'n kind van God? En dan sê hulle, ja. Dan sê ek, hoe weet jy dit? Sy sê, want ek ervaar God se liefde deur hom, deur haar. Ek wil jou vanoggend vra, ervaar die mense om jou God se liefde deur jou? Sien hulle werklik die lewende God binne in jou? Salomo sê, as die Here die stad nie bewaar nie, bewaar die wat het bewaar te vergeefs. 'n Alarm kan nie jou kind se hart beskerm nie. 'n Hek kan nie jou huwelik beskerm nie. Die polisie kan nie vir jou vrede gee nie. Dit kan slegs van God afkom. Want om God te vertrou beteken nie net om hom te noem in my planne nie. Nie net om lippetaal te gebruik nie. Dit beteken om werklik op die Gees te vertrou. Om werklik te vertrou dat hy daar is. Psalm 121 vers 4 sê, kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Wanneer jy vanaand gaan slaap, wanneer jy nie meer jou oë kan oophou nie, weet dat God wakker is. As ek nagdiens werk soos ek gisterand gewerk het, en ek loop daar, en hier by 2 uur se kant besoek ek die punte wat ek moet besoek, dan kan ek sien as ek die deur oopmaak, die ou wat daar werk is moeg, maar ek hou hom wakker. Ek dink hulle is partykeer gefrustreerd met my, maar dit is nodig, want hy het 'n werk om te doen. Hy moet paraat wees. Ons raak moeg, ons raak uitgeput, maar God nie. God is die een wat ons dra wanneer ons nie meer kan nie. God is die een wat altyd daar is. Ons is geneig om alles te beheer, maar wanneer God waak, kan ons maar rus. Vanoggend se boodskap is maklik, vriende, geliefdes. Dit is 'n maklike boodskap om te verstaan, maar nie 'n maklike boodskap om te gaan leef nie. En ek vra nie vanoggend dat jy moet verstaan wat ek gesê het nie. Ek vra nie vanoggend dat jy moet sê, ja, dit was 'n mooi boodskap nie. Ek vra, gaan leef wat jy gehoor het. Maak God jou fondasie. Laat God jou huis bou. Laat God jou alles wees in hierdie lewe. Die Here vra vir my en vir jou vanoggend, gaan jy aan met jou gou-gou lewe? Gaan jy aan om alles vinnig te wil doen? Of gaan jy werklik op my begin vertrou? Die God wat jou huis bou, die God wat jou beskerm. Miskien is dit tyd om, soos Psalm 46 sê, weer stil te word. En net te erken wie God is. God leef. Hy is die een wat jou so lief het, dat hy sy seun gegee het, sodat ek en jy vanoggend hier kan wees. En dat ons broeders en susters langs ons het, wat hom net so lief het, soos wat jy hom het. En daarom het hulle jou lief. Wie bou jou huis? Wie beskerm jou huis? Laat dit nie te vergeefs wees nie. Laat God bou, laat God beskerm, en laat jou lewe rus vind in sy hande. Mag vandag jou keuse maklik maak. Mag jy vandag sê, Jesus is my alles, want hy leef. En daarom is ek gered. Daarom is ek nie Jacques Zaiman nie. Daarom is ek 'n geredde kind van God.
Omdat hy sy enigste seun gegee het. Terwyl ek nog 'n sondaar was, het hy my reeds gered. Het hy vir my die wonderlikste vrou op aarde gegee, 2 pragtige kinders, 'n pragtige kleinseun. Ons is die naweek, is ons by 'n troue, verlede naweek, en kom die Vrydag daar aan, en ons stop daar, is daar aan die kant Naboomspruit gewees, en my skoonsussie kom met my kleinseun Luke op sy skouer, en ek wil hom vat, en hy begin huil. Hy wil niks van my weet nie. Die hele naweek wil Luke niks van my weet nie. As ek naby hom kom, dan begin hy huil. En my hart is seer. Hy gaan na sy ouma toe, hy gaan na sy oom toe. Hy gaan na sy oupa grootjie toe, hy gaan na almal toe, maar hy wil niks met my te doen hê nie. Sondag, toe ons moet ry, toe kom staan hy tussen my bene. En hy tap my so op die been. En die Here sê vir my op daai oomblik, waarom draai jy weg van my af? Wanneer ek jou so lief het, wanneer ek jou wil vashou, waarom doen jy dit aan my? En vanoggend wil ek vir jou sê, moenie daai persoon wees nie. God draai nooit weg van jou af nie. Jy beweeg weg van God af. En dat is nooit te laat om terug te kom na God toe nie. Maak vandag jou keuse, soos wat Joshua gesê het, ek en my huis, ons sal die Here dien, en doen dit. Ek vra baie vir die jeug, hoe laat in die aand doen julle Bybelstudie? En sê hulle, oom, net voordat ek gaan slaap, dan lees ek die Bybel. Ek sê, nee, ek praat van julle as gesin. En die hartseer is, dat dan nie meer Bybelstudie gedoen word in ons huise nie. Ons verwag die kerk moet dit doen, op 'n Sondag. Is dit nie tyd, dat ons besef, as ons dit nie in die huis begin doen nie, is ons huis nie werklik op God gebou nie. Is dit nie nodig dat man en vrou vir mekaar bid nie? Ek sê altyd vir die paartjies wat ek trou, bid vir mekaar, bid hardop. Laat jou man weet, jy bid vir hom. Laat jou vrou weet, jy bid vir haar. Want daar's krag in gebed. Bid vir hulle. Ek weet my vrou bid vir my. Sy sê baie tog, Here, hy dryf my teen die mure uit. En dis fyn, want sy bid vir my, en die Here maak my kalm. Mag jy vanoggend weet, jy wat hier sit, is 'n geliefde van God. Maak nie saak hoe jonk jy is nie, maak nie saak hoe oud jy is nie. Kom net na God toe. Laat God jou argitek wees, jou bouer, jou beskermer, jou alles. Mag God vanoggend jou lig en jy teen hom vasdruk en vir jou sê, welkom by my huis, my kind. Welkom by my huis. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U vanoggend weer vir ons gewys het dat U aan die werk is. Here, dat U nie 'n God is wat maar net kyk nie. Dat U mense in plek sit, sodat wanneer ons moeg is, wanneer ons afgemat is, dat hulle ons kan oplig deur die Gees. Here, daarom vra ek, laat elke een vanoggend besef, dat U die huis moet bou. Dat U genadig is. Dat U altyd, maar altyd, daar is vir ons, wat U nodig het. Here, dat ons, wanneer ons lewens op U bou, sal weet dat die fondasie so standvastig is, dat hy nie kan beweeg nie, dat niks ons gaan beweeg nie. Here, en daarom loof en prys ons U vanoggend, vir wie U is, en daarom kan ek seën uitspreek, en ek kan sê, gaan in vrede, dat die liefde van Jesus Christus met julle wees, die genade van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, julle vul in die week wat voor julle lê. Amen.